piknik hier op die green hier saam met Billabong. So ons gaan dit gaan dan die Engelse Kerssangdiens wees. En ons gaan dit saam met hulle doen, dis Carols on the Lawn. Ek sal weer vir julle maandag 'n afkondiging uitstuur dat julle net kan al die inligting hê. Dat ons 'n bietjie saam met hulle dan ook voorberei vir Kersfees. En dan ons gemeente het gesê ons sal sorg vir 'n sausage sizzle. So as daar van julle is, van die manne is wat daar kans sien om te help braai, kontak asseblief vir Gerard, sê net vir hom, hy sal vir julle sê hoe laat ons hier moet wees. Want ons het gesê ons gaan 'n bietjie boerewors braai vir ons mense, gewone mense wat kom. Maar dan gaan ons nou maar vir die wors braai wat die Aussies gewoond is, dat hulle ook kan voel hulle is welkom. So ons het braaiers nodig vir die braai van die wors asseblief. Voordat ons begin het ek gedink moet ek net ietsie met julle deel oor hoekom ons nou besluit het om vanaand die Kersangdiens so te doen met 'n kerstableau met die kleintjies. Ek het die voorreg gehad om hierdie hele jaar met hulle 'n pad te loop. Net soos Angel en Tammy met die kategese, het ek by die Glory Kids met hulle te doen gehad van Januarie af, begin Februarie af eintlik. En ons het in hierdie hele jaar het ons en alles wat ons doen, het ons al hoe meer en meer gehoor van Jesus en die kinders al hoe meer vrymoedigheid begin kry. En het ek vir Gerard en vir Angel op 'n stadium gesê, hulle is so lief vir Jesus en hulle wil dit eintlik net met julle deel. En dis ook ons besluit dat ons moet dit vanaand doen. Volgende jaar gaan dit dalk te laat wees. Ons weet nie wat volgende jaar gebeur nie. So kom ons gebruik hierdie geleentheid. En dan wil ek sommer na vir hulle sê baie dankie dat julle so hard geoefen het. Maar ons sal na die tyd weer vir julle dankie sê. En ons is opgewonde om saam met al die mense om te sien wat die storie is wat julle vanaand vir ons gaan vertel. Kom ons sit net so dan bid ons saam voordat ons saam sing. Here Jesus, baie dankie dat ons so kan saam wees. Dankie vir 'n seisoen, 'n adventseisoen wat ons kan uitsien na u koms. Dankie dat u vir ons hierdie geleenthede gee om by mekaar te wees en om regtig net te fokus op dit wat u vir ons kom doen het. In die krib en ook later aan die kruis. Here, en as ons dan vanaand hier by mekaar is en saam Kersliedere sing, wil jy asseblief ons harte oopmaak, ons verstand verhelder, sodat ons weer opnuut die boodskap van Kersfees sal verstaan en dit ons eie sal maak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons het ook 'n sanggroep wat ons gaan begelei met liedere. So ons gaan nie aankondig wanneer goed gaan gebeur nie. Wanneer die sanggroep begin sing, kom ons staan maar net, want dis wanneer ons dan as gemeente saam sing met hulle. So hulle sal ons begelei en hulle sal sê wanneer ons moet kom sing. En die res van die tyd gaan die program net vloei. Julle sal sien hoe dit sal gebeur. Ons gaan begin, ons eerste lied wat ons gaan saam sing is dan Kom alle getroues. So kom ons vra die sanggroep om vorentoe te kom en dan kan julle vir ons begin asseblief. Terwyl hulle vorentoe kom, net skien vir julle sê van volgende week, ons gaan weer deelneem. Ons begeleidingsgroep gaan daar ook help met die begeleiding, hulle gaan eintlik die begeleiding doen. En die kindertjies gaan weer deelneem. Maar dit gaan so impromptu ene wees. So met ander woorde, ons hoef net hier so te wees 6:15. En hulle sal vir ons, die kinders sê op watter stadium met hulle kom vir hulle klere, hulle gaan weer dress up en so. So bring die kinders en bring hulle maatjies, hierdie keer moes hulle oefen, maar die wat nog nie geoefen kan weer kom en kan eer oorkom. So kom ons bring hulle asseblief, kom ons bring vriende, kom ons kyk of ons saam met Billabong regtig 'n community service kan hou hierso as 'n community kerk saam met hulle. Baie dankie. Kom in die gees nou naby.
maar sit, dankie. Verlede week het ons die kers aangesteek, die kers van hoop. Ons het toegesels oor die adventskrans en bietjie gesels oor wat die betekenis van elke kers is. Ek gaan nou die kers van hoop weer aansteek, maar dan gaan ons ook vanaand die kers van vrede aansteek. Nou die idee van die kers van vrede is dat het ons herinner aan Lukas 2 vers 14. Julle gaan vanaand hoor, toe die engele gesê het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde aan elkeen in wie hy 'n welbehae het. En hierdie vrede, weet ons, is nie 'n aardse vrede nie, dis nie 'n vrede wat deur mag en onderhandelinge bereik word nie. Dit is 'n Bybelse vrede, 'n hemelse vrede. En die Israeliete van ouds het gedink hulle gaan 'n Messias kry. Daar gaan 'n Messias kom, maar dit gaan iemand wees wat hulle gaan kom verlos. En hulle het gedink dit gaan 'n groot oorlog wees en hulle was reg daarvoor en hulle was reg om die Romeinse ryk omver te gooi. En toe kom Jesus en hy word gebore in 'n krib. En dit is die vrede wat hy vir ons bring, die ware hemelse vrede, waarmee ons elke dag ook die ongelukkigheid en die swaar kry en die moeilikhede van die wêreld in die oë kan kyk. Want ons weet, ons verlosser leef. En ons weet, hy kom eendag weer op die wolke. So ek gaan nou vir ons die kerse aansteek en dan daarna gaan ons 3 liedere agter mekaar sing. Dankie. Somme bly staan, ja, vir die 3 liedere. Stille nacht van vrede onder die zuiderkruis. Vuil stemmen uit die oud verleden voor sterrenvelden ruis. Kersfeest kom, Kersfeest kom, eer aan God die Heer. Schenk ons 'n helder somer Kersfeest in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe zacht die klokke buier in hierdie oude taal? Kyk selfs die nagtelike sluier vertel die ou verhaal. Kersfeest kom, Kersfeest kom, gee aan God die Heer. Schenk ons 'n helder somer Kersfeest in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, gee aan God die Heer. Schenk ons 'n helder somer Kersfeest in hierdie land, o Heer. Schenk ons 'n
Jesus ware vredevors, kom vir hom 'n volk verlos. Wêreldwyd in elke land, kom bevryding deur sy hand. In ons land het hy gedaan, vir ons lewe duur betaal. Vrygemaak deur hom gevind, is ek lang nou koningskind. Al wat leef sy koms verlos, dank en loof die vredevors. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem. Want daar is die heiland gebore die nag, die hoop van die wêreld die eeuwe verwag. Verruimde klein dorpie en duister gehul, 'n heilsvloot is deur die geboorte vervul. Die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. Teruggekrib was sy bedjie bereid, die kind van die harte van almal verbly. Omhoog uit die hemelse engele heer, die herders en meisies kom kniel voor hom neer. The very first Christmas. Many years ago, a young woman called Mary lived in the little town of Nazareth. One day, an angel visited Mary. Mary was amazed and a bit scared. You're gonna have a You're gonna have a baby. He will be God's son. You must call the baby Jesus. But how can this happen? I'm not even married. God will make it happen.
winter. Joseph was a very kind and good man. One night, Joseph had a dream. An angel told Joseph about the baby. Mary and Joseph got married straight away. It was nearly time for Mary's baby to be born. Then one day, Mary came to Joseph and said, I saw a notice this morning. We have to go back to the place where we were born to put our names on a list for census. That means we have to go all the way to Bethlehem, where I was born. Mary and Joseph set out on the long journey to Bethlehem. Mary rode a little donkey and Joseph walked beside her, even when it got dark. There were lots of people on the road. Will we find room in an inn? There's Bethlehem. We'll be there soon. Bethlehem was very busy because of all the people coming for the census. Will we find room in an inn? I'm very tired. There's an inn. Knock, knock. Hello. Can we please have room for a bed? Mary's expecting a baby soon. Sorry, there's no bed to be available in town. I can see your wife is very tired. There's a stable that animals sleep. You're welcome to use that. Thank you. They slept in the stable that night. Mary lay down in the straw, and there in the stable, among the sheep, donkey, and the cows, Mary's baby was born. Mary wrapped the baby in soft cloth and held him close. The sheep looked on, the donkey watched. It was a very special night. Oh,
Joseph, we don't have a cradle for our baby. Don't worry. Don't worry, don't worry, Mary. Don't worry, Mary. I'll figure something out. Joseph put straw in the animal's manger. And Mary laid the baby in the manger. And then baby Jesus fell asleep. It was dark in the field, and shepherds were looking after their sheep. Then a great light appeared in the sky. What's that? It's an angel. Don't be afraid. I have good news for all people. Today your king has been born in Bethlehem, lying in a manger. Go and see for yourselves. Suddenly, a crowd of angels filled the sky singing. Glory on God on high. Then it grew quiet again. You heard what the angel said. A king has been born here in Bethlehem. Come on, let's go. The shepherds rushed off to find the baby. Soon the shepherds found the inn, and behind the inn they found the stable. The shepherds peered into the stable. There's the baby. Mary lifted the baby out of the manger. The shepherds bowed before him. Then, seeing Mary was tired, the shepherds went back to look after their sheep. When Jesus was born, some wise men in a far country were looking at the stars. Look, a special stars come up. I think it means the king has been born. They set out on a long journey to find the baby and bring him gifts.
The star led the wise men many miles. They crossed deserts on their camels. The wise men followed the star to the city of Jerusalem. There they went to the palace of King Herod. Where is the baby who will be the king of the Jews? King Herod didn't want any other kings, so he called his priests and asked them where this new king will be born. The baby will be born in a town called Bethlehem. It says so in the Bible. Now Herod was enraged, and he sent for the wise men. Go and find his baby. Herod pretended to want to worship the baby, but he didn't really want to worship the baby. He wanted to kill him. At last, the star led the wise men to Bethlehem. It shone right over the stable where the baby lay. The wise men entered and found baby Jesus. They knelt before him and then gave baby Jesus their gifts. They were specially chosen for a newborn baby: gold, frankincense, and myrrh. That night, as they slept, an angel spoke to the wise men. Don't go back to King Herod. He wants to kill the baby. Go home by a different road. When they woke up, the wise men decided to do as the angel said and went home a different way.
Christus is gebore, juig dan almal jubel oor die saligheid. O die goeie tyding, o die blye tyding, kom met krag in die Kersfeestyd. Hy die hemelkoning, mag by mense woning, hy gebore in die volheid van die tyd. O die goeie tyding, o die blye tyding, oral oor ons dis Kersfeestyd. Blye jubelkore, loof die kind gebore, juich nou mensdom, prys hom tot in ewigheid. Juich nou mensdom, prys hom tot in ewigheid. Ek kan maar sit, dankie. Net voordat ek gebed doen, om net vir die Here dankie te sê vir alles. Net so 'n kort gedagte uit ons woord uit in aansluiting by die adventstyd nou. Hoekom vier ons Kersfees? Ons weet dit mos, ons hoor dit soos ons lied nou gesê het, ons hoor dit oral. Hoekom vier ons dit? Ek dink juis oor daardie belofte. Anita het laasweek vir ons gesê dat Kersfees het sy eie musiek ook, né? Kersfees is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het, want hy het vir ons 'n kind gegee. Hy het gekies om nie met mag en geweld te begin nie, maar met 'n kindjie. En dit staan al reeds in Jesaja hoofstuk 9 vanaf vers 5. Vir ons is 'n seun gebore. Vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers. Hy sal heers. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei. Ek wil nou net ietsie sê voor ek bid. En hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. En ons het dit vanoggend gesien. Ons het nou nie 'n erediens gehad vanoggend nie, so 'n 5-tal van ons saam met 'n vriend kon die Christmas pop-up markets by Garsnels gaan en ons kon gaan bedien by die tent, die stalletjie wat die gesamentlike kerke van Garsnels gehuur het. Wonderlike gesprek, julle kan met Petra gesels en Johan wat daar was en Daisy. En die stalletjie langs ons was die stalletjie van Kersvader. Hy het so halfpad daar aangekom, so bedrummeld en daar gesê, ekskuus. Ons lag met 'n traan as ons lag. Die mense het met ons gesels, hy het daar gesit, sy klokkie daar gelê. Dit is nie die boodskap nie. Dis Kerstyd, maar die ware Kerstyd is die kind wat vir ons gekom het en dit wat God vir ons gebring het deur die kind wat sal heers tot in ewigheid en sy heerskappy uitbrei. En dis hoekom ons vanaand Kersangdiens het en ons het volgende week Kersangdiens. En ons gebruik hierdie tyd, en dit is net so wonderlik om te weet, ons kan jubel en juig, want die engele het vir ons gesê, dat ons vreugde mag hê, want daar is vrede. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons eer en ons loof en ons prys U, want U is die Almagtige en U het gekies in U almag, om die verlossing, wat lei tot U heerskappy en tot ons verlossing, om dit te doen deur die geboorte van 'n kind, en deur die voorbeeld van 'n dienskneg en deur die uiteindelike offer van 'n lam. En ons mag dit geniet
om verlos te wees en te kan sing. En ons eer U en ons dank U daarvoor. En ons help U, ons bid, help ons dat ons lewens dit sal sing. In Jesus se naam, in hierdie tyd, in hierdie wêreld asseblief. Amen. Baie dankie vir ons kinders. Daar's nou net iets wat ek nou moes gedoen het. Hulle gaan nou liggies kry, of hulle het liggies gekry. Die groot mense het hulle ook al liggies gekry. Maar as dis reg, maar daar is 'n afkondiging, dan oor die afkondiging is hierna. Julle kan nou saam met ons groep sing. Ons gaan nou dis wat ek mis gesê het, dankie. Die liggie maak onderaan, dan is dit 'n kersie en ons gaan dit nou aansteek en dan gaan ons nou sing Stille Nag want die ligte gaan nou afwees. Kom ons sluit hierdie af. Dankie vir ons sanggroep wat vir ons begelei. Kom ons sing saam met hulle Stille Nag. Dankie. So, sal Josef en Maria asseblief gou dan na Tannie Anita toe gaan. Ons wil regtig dankie sê vir almal wat vir ons gehelp het. Dankie vir, julle kan sien hoe mooi is dit, julle moet dalk gou daai lig weer afsit, sit gou weer daai lig af asseblief. En dan kyk julle gou nou hier voor, en julle kyk hierso agter my, en julle kyk daar agter, en julle sien hoe baie mense het gehelp. En julle het net nou gesien toe ons geëet het, hoe baie het gehelp, dankie, ons kan maar die lig weer aansit. En ons wil net baie dankie sê vir almal wat gehelp het. Van 3 uur af voor die tyd al baie dankie. Maar so 'n paar weke gelede moes Anita Suid-Afrika toe gaan, en dit was die piektyd toe ons nou hierdie ding moes doen, of sy. En ons wil net gou, julle twee kan vorentoe kom, Josef Maria, en nou kom gee julle gou daai blomme vir die twee dames wat opgestaan het en uitgehelp het toe dit regtig so nodig was. Baie dankie. Baie dankie julle twee. Ons waardeer dit regtig dat julle aangegaan het met die oefeninge en aangegaan het met die reëlings. En
Ons sê vir julle baie dankie. Anita, dankie vir die moeite agter die skerms. Julle manne by die klank, Henny, dankie vir die moeite agter die skerms. Almal wat Annelies, almal, ek weet nie wie almal dit is nie, maar baie, baie, baie dankie. En dankie vir julle wat dit bygewoon het. En laaste woord, baie, baie dankie vir julle kinders. Julle was baie getrou die afgelope klomp weke. Julle het ekstra oefeninge ingesit en dit was regtig vir ons waardeer dit so baie. So, dankie. Dit was nie net Tannie Tammy en Tannie Ansel nie, maar dit was julle ook so. Kom staan julle gou op asseblief, julle almal saam met die twee tannies. En kyk gou vir die mense, dan gaan ons vir julle hande klap. Julle dames moet opstaan asseblief. Dan gaan ons gou vir julle hande klap gee. Baie dankie. Ons waardeer dit regtig. En baie seën vir julle vir die Kerstyd. Ons het Kersoggend is 'n Afrikaanse diens hier so 10:00 en julle kan sien hoe ons, ek dink die laaste Sondag is Engels, die 22ste is Afrikaans en tussenin is dit die Kersdiens. So baie seën vir julle. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die vrede wat hy vir ons gee deur die bywoning van die Heilige Gees, die inwoning vir elkeen van julle seën en naby wees. Amen. En mag ons julle volgende week hierso sien. Kom. Daai keer gaan dit vroeër wees. Nou gaan julle laat slaap, maar volgende keer is ons 7:00 klaar. Dan kan julle al by die huis wees nog voor dit donker is. Net gou 'n laaste ding. Moet die kinders na jou toe kom of kom jy na hulle toe, Anita? Moes hulle na jou toe gegaan? Dit is dit wat moes gebeur het. Nou maar kom ons laat hulle gou gaan, want ek het 'n afkondiging vir die groot mense. So, nou kan Anita ook na vorentoe kom. Is alles afgehandel daar. Ons wil net vir jou sê, dankie Anita, dat jy aanhou om ons aan te moedig en by die kinders, en dankie vir wat jy in hulle insit. Ons waardeer dit regtig baie. Net as ons nou huis toe gaan, wil ek gou vra dat ons gou 'n bietjie help met die opruiming. Dit gaan 'n bietjie werk vat. So ek dink die eerste is as ons die stoele optel en miskien in stacks van 7 sit na die op die kante asseblief. En dan kan die mense begin help om die verhoog uitmekaar uit te maak. En ons moet die stoele eers een kant dat ons kan vee. Dink nie is baie vuil nie en dan kan ons oppak. Dan sal ons weer die tafeltjies uitsit. So as ons dalk mense kan kry om te help met die stoele oppak en dan daai groen stoele, julle kan saam met Johan Jacobs huis of julle gaan wys of Johan, jy sal dit kan doen seker om dit terug te vat, is reg. So die groen stoele kom buite en die bloues kan maar eers buite bly en die tafels kan eers buite bly totdat ons klaar gevee het en dan sal ons in hulle bring. So as 'n klomp mense kan dalk help met die verhoog en met die stoele sal ons baie bly wees. Daar's 'n hand. Kerse kan julle net na die kant toe stuur asseblief. Ons sal nou iemand kry met op te doen. Baie dankie. Baie dankie nogmaals julle almal.